Goeiedag almal. Jy weet die prentjie wat die woord van die Here aan ons gee ten opsigte van die toekoms van hierdie wêreld is nie aangenaam nie. Ons weet nie wanneer die gebeure wat deur die profete en apostels voorspel is sal plaasvind nie, maar dat dit gaan gebeur is verseker. Wanneer die groot verdrukking aanbreek en boosheid vrye teels oor hierdie wêreld gegee word, sal daar hartseer en lyding wees soos nog nooit vantevore in die menslike geskiedenis gesien is nie. Lukas 21 vanaf vers 25 sê dit vir ons baie duidelik. Op die dag sal verskriklike dinge begin gebeur. Die son, die maan en die sterre sal skielik onheilspellend begin verander. Hulle sal nie meer dieselfde lyk nie. Hulle sal begin skud en uit die hemel val. Oral op die aarde sal chaos losbreek. Die natuurwette wat alles in die skepping beheer, sal skielik hulle krag verloor en die see sal oor almal begin spoel. Al hierdie dinge sal die mense rasend van vrees maak. Ja, almal sal doodbang wees. Jy weet, boosheid en goddeloosheid sal dan hierop volg. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 6. Tog is daar iets wat verhoed dat dit genou gebeur en jy weet wat dit is. Maar op die regte tyd sal die goddelose verskyn, maar julle weet ook dat daardie goddeloosheid is reeds aan die werk. Maar net totdat hy wat nou Theo uit die weg geruim is, dan sal die goddelose in sy volle verwoesting geopenbaar word. Die woord gaan verder en sê dat hierdie boosheid wat gaan losbars, sal nie deur die wat verlore is verwerp word nie, maar hulle sal dit met oop arms verwelkom en dit selfs aanbid. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 9. Die goddelose sal met die mag van Satan kom en met wonderwerke en kragtige dade en tekens mense verlei, maar hulle sal vergaan omdat hulle nie die waarheid verwelkom het nie, maar geweier het om dit lief te hê sodat hulle gered kan word. Alhoewel die volle mag en die gevolge van hierdie boosheid eers gedurende die verdrukking geopenbaar sal word, kan ons alreeds tekens daarvan om ons bespeur. En hierdie kennis van die werklikheid van boosheid en die toekomstige verwoesting daarvan is nie bedoel om ons moedeloos te maak nie, want dit beteken nie dat ons gedoem is tot nederlaag nie, maar dit is 'n waarskuwing in die hart van die Here wat ons ernstig moet opneem. Ons is aan die wenkant, omdat Openbaring 12 vanaf vers 11 lees die volgende, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug oor hemele en die wat daarin woon, weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Maar vir ons, wat glo in die Here, hoewel boosheid op aarde oral rondom ons kragtig aan die werk is die krag van die Here God in ons lewens, die beskerming waarsonder ons nie kan nie. 1 Johannes 4 vers 4, maar julle behoort aan God en het die valse profete verslaan, want die gees wat in julle woon, is groter en kragtiger as die gees in diegene wat aan die wêreld behoort. Ek glo dat die Here ons op hierdie oomblik aanmoedig. Hy wil ons versterk met sy teenwoordigheid en met sy krag en die wete dat ons is wenners. Hy sê ook aan dag aan elkeen van ons, Josua 1 vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Dankie daarvoor, Here. Amen.